Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Nou kyk, dit is tyd vir volgens krantbesprekings en ons gesels oor plaaslike en internasionale nuus volgens saam met Gert van der Westhuizen. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenberg. Meneer Van. Maar vanmôre is nie 'n goeie dag weer nie. Ons kla weer dieselfde ou ding oor en oor. Die regering van nasionale eenheid. Daar's 'n ultimatum nou. Daar was voorheen nie 'n ultimatum nie. Maar nou sê hulle nie wat hulle presies gaan doen na die ultimatum nie. Maar kom ons begin die storie van voor af. Andrew Whitfield, die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, is nou deur president Cyril Ramaphosa afgedank omdat hy nie toestemming gehad het vir 'n reis Amerika toe nie. Hy beweer hy het toestemming gevra, 10 dae gewag en toe kom maar niks van die president nie en toe moes hy nou maar gaan want die goed was klaar betaal en so. So Ramaphosa het die reg om hom af te dank. Maar waar die ANC wys nou weer hulle skynheiligheid hierso, want daar's ministers wat aan baie erger goed skuldig is as Whitfield, soos die minister van Hoër Onderwys wat nou die dag so skandalige sessie gehad het met die portefeulje komitee waar dit gelyk of sy geëet het, waar dit gelyk het of sy al glad nie steur aan die portefeulje komitee nie. Dit het so erg gegaan dat die president se woordvoerder selfs daaroor gepraat het in die openbaar en die president sy misnoë daarmee te kenne gegee het, maar sy bly nog aan. Daar was nou sprake dat sy ook afgedank gaan word, maar dit lyk nie so nie. Dan is daar sit ons natuurlik met Thembi Simelane, minister van menslike nedersettings. Sy moes nou al geskuif geword het van die portefeulje van justisie na menslike nedersettings omdat sy met geweldige korrupsie in verband met die FBS-saak betrokke is. Dan sit jy ook nou met David Maslobo wat adjunkminister van water en sanitasie is. Hy is ook al jare lank in die beskuldigde bank oor allerlei korrupsiegoeders. Hoekom word sulke ministers nie een kant toe geskuif nie? Is dit omdat daar te veel faksies in die ANC is waarvoor die president bang is? Hoekom moet die president bang wees? Hy gaan nog net 2 jaar daar wees. Hy kan ons nou maar maak soos hy lus kry, amper soos iets soos Donald Trump. Jy weet, in jou tweede termyn is daar baie minder perke op jou of veronderstel om te wees. Maar dit is net nie 'n goeie ding nie, jy weet, en ek verstaan net nie hoekom moet die DA altyd dreig nie. Baie mense sê nee, hulle is nou pers nou die ANC af, maar wat anders moet hulle nou eintlik doen? Ja. Oppositieparty taktiek wat hulle nou Ja, die oppositieparty taktiek wat hulle gebruik, Pierre, maar nou die ander ding is, jy weet, die ANC steur hulle ook nie eintlik aan hulle vennote in die regering van nasionale eenheid. Die ANC besef nie werklik dat hy maar net 40% van die steun gekry het nie en laat dit met die volgende verkiesing nog minder gaan word nie. So hy moet al begin oefen om met koalisievennote saam te werk. Behoorlik, maar dit gebeur nie. Hulle en die DA verskil oor so baie goed, die DA sleep hulle gereeld hof toe. Dit skep ook geen goeie indruk nie. Maar nou wat is die alternatief? Dis die probleem. Ja, maar Gert, ek het nou gewonder, hulle het nou klaar gesien met die begroting, hulle het nie regtig die DA nodig nie, as ek dit so kan stel. So ek wonder of hulle nie maar by 'n punt is, hier het my bietjie gevoel as wil nie omgee of die DA loop of nie, deur die afdanking nie. Mens kry daai idee. Dis die idee wat ek gister gekry het gister, is dat hulle nie eintlik omgee of die DA nou gaan nie. Die DA deur 'n ultimatum te stel, dis nogal sterk woorde. So as jy nou 48 uur gaan, okay, hier is die ultimatum, dank daai 3 af. As jy nie afdank nie en jy bly dan nog steeds in die RNE, dan sal ek verbaas wees. Dan gaan die mense die DA nie meer ernstig dan gaan die mense die DA nie meer ernstig op want soos ons gister gepraat het, daar's al reeds woelinge in die DA omdat mense wat voel hulle word te veel deur die ANC ingesluk en hulle staan nie genoeg op hulle standpunte en hulle standpunte word nie deurgevoer in die regering nie. Maar nou aan die ander kant wat jy tot dusver gehad het, die regering van nasionale eenheid is nog net 'n jaar daar. Ja. Vader weet hoe dit so lank gehou het. Maar dit het nog nie eintlik veel teweeggebring nie. Wat het dit teweeggebring? Al wat dit regtig doen, dit hou MKP en die EFF uit die regering uit mag. Die vader behoed ons tog die dag as een van daai twee in die regering. Kom jy moet lees net Rapuli Tlabani se rubriek vanmôre op Netwerk 24 oor hoekom MKP so totale amper te iets leliks gesê, totale gemors is. Hier is 'n party wat 'n familiebesigheid is. Dis 'n klomp staatskapers eintlik wat maar in die party aangesluit het om te kyk of hulle nie uit die tronk uit kan bly deur daar te sit nie. Jy weet, dink jy veronderstel net daai party kom nou saam met die ANC aan bewind, wat wag vir ons? Behalwe vir 'n feudale stelsel gaan die bietjie geld wat nog in die staatskas oor is nie baie lank hou nie, jy weet. En ons moet nou begin, die ANC moet ook nou begin eerlik wees. Van die DA-ministers wat daar is, was soos 'n vars bries gewees. Ja. John Steenhuisen, Leon Schreiber, jy weet, dis mense wat openlik is, eerlik is, jy kan met hulle gesels, hulle vertel vir jou wat aangaan, anders as ANC-ministers. Ekskuus tog. En nou spraak dat die ANC jaloers is daarop, jy weet, die DA-ministers kry al die aandag en so aan. Maar dit moet maar net vir die ANC-ministers optyd dat hulle sokkies moet optrek, maar ek kan nie hierdie skynheiligheid mee hanteer nie, weet jy.
Nee, ek wil nie 'n doemprofeet wees nie, maar ek sal nou verbaas wees as die RNE verskriklik lank hou na hierdie ultimatum. Volgende week hierdie tyd nog aan die gang is. Ek kan net nie dink dat mense vir iemand 'n ultimatum gee en dan sê dit sal aanbly nie. En ek kan nie dink dat die president ewe skielik 3 ministers gaan afdank omdat die DA so gesê het nie. So dan sit jy met wat? Wat se enigste opsie dan is eintlik die split. Ja, So dit is ongelukkig lyk vir my wat ons in die toekoms voor. Maar dan kyk jy mense ook na staatsinstellings, dan kyk jy ook byvoorbeeld na die polisie. Dan kyk ons daar van die hoof van die polisie van die Mosamali sê ek nou weer wat gesê het, hy het nou ook sopas net soos die joernaliste ook nou net gehoor van die inhegtenisname van die inligtingshoof. Ja, dis ook wat so gaan. Ek het nou net een Cameron die DA se woordvoerder oor polisie wat hoof is van die polisie portefeulje komitee. Jy sien, dis hoekom mens eintlik die DA daar moet hê in die regering van nasionale eenheid, want jy mense soos een Cameron wat hoof is van die polisie portefeulje komitee in die parlement, voorsitter. Hy het nou net 'n ding uitgestuur, Peer. Daar's nou al 5 generaals vasgetrek, 5, 2 brigadiers. Een brigadier het 'n salaris van meer as R1 miljoen 'n jaar en sy het geen polisie ervaring nie. Sy was ook betrokke by kubersekuriteit, sê hy. Soos een Cameron tereg opmerk, jy weet, hierdie wys vir jou dat daar 'n totale gebrek aan leierskap in die polisie is. Hierdie mense word van talle goed verdink, jy weet, dat hulle die sogenaamde slush fund van die misdaadinligtingsdiens bietjie geplunder het. Daar's 2 luukse eiendomme gekoop, 'n butiekhotel in Pretoria Noord van meer as R22 miljoen en dan is daar ook 'n besigheidsgebou in Berea in Durban gekoop wat nogal 'n gesogte gebied is, R22,8 miljoen. Jy weet misdaadinligting is een van die beste maniere om misdaad te bekamp, maar dit is so uitgehol deur oud-president Jacob Zuma wat nou leier van die MKP is terloops, om te keer dat die mense nie vervolg kan word tydens staatskapingsjare nie. Ek dink nie dit het nog ooit in volle herstel nie, net soos die nasionale vervolgingsgesag nie. Jy weet, en dis baie belangrik om misdaad te bekamp, en as jou misdaadbekampers dan nou so optree, weet ek nie. En jou nasionale kommissaris by die nuuskonferensie eers sê, hy het dit nie geweet nie, hy hoor nou nie. Hy's verbaas, jy weet. Dis soos amper soos president Ramaphosa nou die dag in die Withuis. Ek dink net die regering of die mense wat in beheer is, leef dikwels in die voortorings. Hulle moet bietjie meer afkom na die werklikheid en kyk wat aangaan en wat mense pla en wat die probleme in die samelewing werklik is. En ophou om politieke speletjies te speel. Jy weet, ons is nou regtig moeg vir politieke speletjies. Ja. Daar word te veel politieke speletjies gespeel. Ander mense sal nou sê, Jennifer, dis beter dat die DA dan eerder die oppositie is, want ons het nie meer oordentlike oppositie in die land. Die DA was 'n goeie oppositieparty, maar mense het sterk oppositie nodig, jy weet. En ek dink net die ANC, as hulle meerderheid nog verder daal, sal hopelik van hierdie goed tot 'n einde kom, maar mense sal maar moet kyk. Maar Gert, as die hoof van jou misdaadintelligensie in hegtenis geneem word, dan sit jy met 'n probleem. Dan sit jy met 'n groot probleem. Dan sit jy met 'n reuse probleem. En die publiek van Suid-Afrika het al hoeveel keer gesê, hulle het nie vertroue in die polisie nie. Hulle vertrou nie die polisie nie. Kyk, ons het al hoeveel keer ook gesê daar is goeie polisiebeamptes. Baie goeie polisiebeamptes. Anders sou die land al lankal in totale anargie verval. Maar dis die leierskap, die visvrot van die kop af, en ons al hoeveel keer gesê, die nuwe minister doen beter as Bekkie Cele, hy doen beslis beter, maar hy voer ook half 'n verlore stryd as jy met al hierdie goed opgeskeep moet sit. Gert, die dag gaan ons oor na die Iranese leier wat nou vir 'n week so half stil was en weg was, maar hy sê nou die VSA het niks reg gekry nie. Ja, die VSA het niks reg gekry nie en Iran weet ook niks van enige gesprekke wat die VSA met hulle wil aanknoop nie. Nou ja, dis nou dit is nou maar die een kant wat sê ek het gewen en die ander kant sê ek het gewen en Trump sê hy het die goed vernietig en Iran sê nee, dit is nie vernietig nie en daar het niks eintlik gebeur nie. So die mens moet dit maar verwag, jy weet. Die mens moet dit maar verwag. Ek weet nie of die spanning nou binnekort so sal oplaai dat daar weer probleme is nie, maar hierdie oorlog is nog net aan die begin. Dit is nog lank nie klaar nie. En ek dink president Trump sal nog agterkom, dis nie so maklik om in die buiteland in te gryp nie. Jy weet wat my net pla van die hele ding ook, en dit is albei skuldig, Iran, Israel en Amerika. Hulle meng in ander lande in en veroorsaak probleme in ander lande. En Iranse leiers is in sluipmoordaanvalle om die lewe gebring, selfs kernwetenskaplikes. Jy mag nie as 'n kernwetenskaplike wees nie, dan word jy doodgemaak. Nou, mens wonder net, is daar enigstens nog sprake van internasionale reg en internasionale orde as lande soos Iran, Amerika, Israel net kan doen wat hulle wil in ander lande? Ek weet nie.
Dis baie moeilik. Dis wat my eintlik bekommerd maak oor die hele situasie. Want kyk, mense wil ook nog nie maak asof Iran engeltjies is nie, want alles behalwe. Ons onthou nog daai onluste daar 'n jaar of wat gelede, wat hulle so woes opgetree het en vrouens doodgeslaan het, tienermeisies doodgeslaan het en so. So daar is probleme in Iran. Maar mens wonder net oor die internasionale orde en mense wonder baie keer oor standpunte van ons regering ook. Jy weet as ons sê menseregte is die rigsnoer van ons buitelandse beleid, dan ondersteun jy Iran wat sulke goeders doen. Ja, ek ondersteun, jy weet, mens kan jou uitspreek teen Amerika, maar jy moet ook bietjie meer onverbonde wees en dis blykbaar ook een van die redes hoekom die ANC dalk van Whitfield ontslaag geraak het, want hulle voel mos buitelandse sake is hulle eie domein. Hulle wil net hulle is in beheer van buitelandse sake. So ja, ons sal nou maar sien waar hierdie hele saakie heen gaan, maar ek voorsien nie dat die spanning daar in die Midde-Ooste een of ander tyd tot 'n einde gaan kom nie, want Iran en Israel is nou maar die twee grootstes daar en hulle bult nou maar spiere en ongelukkig vir Iran steun Amerika vir Israel. So gelukkig vir Israel steun Amerika. Hulle so ons sal maar sien wat daar gebeur. Sou hulle dop. Dan 'n ander bekleierery, as die UFC nou na Suid-Afrika toe kom. Hoeveel van my pensioenspaargeld moet ek hoes vir 'n kaartjie? Peer, wil jy regtig UFC gaan kyk? Man, dis kyk, Driekus is 'n aangename lat. Ja, dit is vir my iets wat barbaars. 'n UFC, ek weet nie, dit is intrigue my nou nie. Dit herinner my aan die Colosseum, die gevegte wat daar plaasgevind het. Geef vir die mense bloed. Ja, geef hulle bloed. Nou ja, Peer, ek weet nie hoe groot is jou pensioen nie. En hoeveel lede van die gesin jy wil saamvat nie, maar Gait het bekend gesê dit gaan jou R23.000 'n kaartjie kos. Askies? Ja. Is dit dan oorvlieg Amerika toe? Nee, as dit nou hier is. Hier? Ja, hier na bewering. Hy sê nou moet jy 'n ander borge en goed inkry. Kyk, hierdie internasionale sportgebeurtenisse is baie geld nie. En soos ek dink hulle praat nou van die Grand Prix wat 'n terugkeer kan maak. Daai kaartjies dink ek gaan ook nogal duur wees. Kyk wat betaal jy al vir Springbok toetskaartjie. Daar's mense wat klaar. Wie dan ten minste jy het 'n goeie return on investment as jy jou Springbok kaartjie koop. Want hulle wen die meeste van die tyd. Ja, Go Bokke. Ja, en hulle is ten minste die wêreldkampioene. En as jy 'n kaartjie vir die Proteas koop wat nie naaste by so duur gaan wees nie, kan jy 5 dae so ordentlike cricket hooplik sien of 4 dae sin. Maar Driekus wen ook meeste van die tyd. Ja, maar dis woepwap ons dit verby, maar ek hou net nie daarvan nie, weet dit is net vir my nie 'n lekker sport. Dit is afgesent werd. Jy en jou verfynde smaak, hele kop. Kyk, Suid-Afrika is daarof. Met R23.000 kan jy oorsee reis en 'n hele biblioteek koop, Peer. Oei, dit sien. En 'n paar plays gaan kyk en 'n paar flieks gaan kyk. Man, Gert, ek gaan sommer op baie net vir jou sê ek wens ministers wat aangestel is vir sport en kuns en kultuur fokus op die kuns en kultuur ook, nie net die sport nie. Sport het nie eintlik enigstens 'n minister nodig nie. Hulle sorg vir hulle self, maar ek weet nie daar hoekom haar minister moet wees nie, maar nou ja. Ons stel nie die kabinet saam nie. Gert, dis almal vir ons tyd. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n groot plesier en ek hoop die dag word kouer vir jou, Jennifer, en warmer vir jou, Peer. Gertjies asprus. Maar ja, maak 'n verskil met P&A Funky Socks Day. Dit is op 12 September. Een paar sokkies, een plakker, 4 liefdadigheidsorganisasies: Breadline Africa, Choc, Rally to Read en Matla Abana. Kry jou P&A Funky Socks Day plakker vanaf 18 Julie in P&A winkels. Dis net R10 of 10 Namibiese dollar per plakker. Bly net daar waar jy is. As ons terugkom, dan gesels ons oor die sport. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.